Welkom by ons Sondag stil word afspraak weer, waar ek en jy vanoggend weer ons harte na die Here toe kan draai vir sy woorde om ons harte op 'n baie kosbare manier aan te raak. Ek wil vandag sommer 'n paar gedagtes met jou kom deel oor 'n baie kosbare onderwerp, oor die gesindheid van ons harte en hoe dit jou en my totale lewe kan beïndruk en ons menswees op 'n radikale manier kan kom aanraak. Ons lees in Spreuke 4 vers 23, lees ons 'n baie belangrike skrif, waar Salomo sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Nou hier is 'n baie belangrike beginsel opgesluit, wat dwars deur ons lewe iets is waaroor ons moet waak en op sal agslaan, gedurig deur. Behalwe vir die feit dat ons harte sal beskerm van slegte en skadelike gedagtes en begeertes, is dit ook belangrik dat ons hierdie hart van ons hier in ons binneste sal beskerm teen trots en eie waan en selfregverdiging. Omdat hierdie 3 goggas gewoonlik nie deur mense in die kerk en deur die wêreld daar buite so maklik geïdentifiseer of opgemerk word nie, kan hierdie slegte hartsintensies en inklinasies vele groei hier binne in jou hart, sonder dat enige iemand ooit iets daaroor sal sê. En dan eers wanneer dit amper te laat is, manifesteer dit in 'n vieslike arrogantheid en liefdelose houding wat sigbaar word na buite, na ander mense toe. Trots en eie waan maak dat ek en jy 'n oordrewe en opgeblaase persepsie en waarde kweek aan onsself, tot so staat dat jy ander mense ongenaakbaar uit die pad uitboender en liefdeloos en ongeskik behandel met 'n tipe van 'n harde, onleerbare gees wat net tyd en oortuiging vind vir my eie persepsies en oortuiging en ongeduldig enige ander opinie of persepsie van 'n saak van die tafel af sal afvee. Nou hierdie tipe vraatsigheid aan my eie oortuigings en gemaksones maak dat jy in jou eie geesdrif en oordrewe eie waan kaalvuis sal beklei vir wat jy glo en jy verstaan van 'n saak en in die proses 'n onleerbare geslote gesindheid het vir enige ander inligting en selfs radikale lewensveranderende waarhede wat oor jou pad mag kom en sodoende jy jou posisie sal beskerm eerder as om iemand uit te luister met 'n oop, ontvanklike gemoed vir iets wat jou hart en jou lewe dalk kon verander het en geweldig kon seën. Hierdie tipe persoon of gesindheid het ook soms die gewoonte om teenargumente te formuleer terwyl 'n ander een aan die woord is en dan glad nie luister wat daardie persoon sê nie. En dan gaan kosbare inligting by jou verby wat dalk die Here se manier was om uit te reik na jou toe of na daardie persoon met daardie houding. Hierdie plek en bestemming waar mense soms arriveer is 'n hartseer plek om by te kom en te wees. En dit maak gewoonlik interaksie en verhouding op alle vlakke gekompliseerd en traumaties. Want dit kommunikeer doodgewoon toedeure en geen toegang op alle roetes na die hart. Selfs al daag die Here op deur iemand. It's my way or the highway.
en maak dat soms diep gebrokenheid vra om so 'n persoon weer broos te maak of by 'n plek te bring waar hy aan die einde kom van homself en sy eie waan. Nou Jesus praat oor 'n brose en ontvanklike hart wat altyd toeganklik en ontvanklik is en wat leerbaar is om kinderlik en opreg ander uit te luister en hulle harte te verruim vir kennis en vir waarheid wat dalkies net hulle lewe en hart op 'n wonderlike manier kan aanraak en verander. Matteus 5 vers 3 sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk. Geseënd is die wat arm is van geesdrif. Verder leer Jesus ons in die gelykenis van die saad dat ons hart altyd soos 'n vrugbare land, soos vrugbare grond sal wees, waarin die saad van die waarheid kan val en kan ontkiem, sodat dit vrug kan dra. Psalm 51 vers 12 tot 14 en 19 sê die volgende woorde wat my aanspreek vandag. Skep in my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Vers 13 sê, moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sê vers 19, en hier is die kern van dit alles. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Mag ek en jy in ons harte altyd die broosheid van ootmoed hê en die sagtheid van hart wat soek om leerbaar en ontvanklik te wees in enige iemand se lewe of enige iemand wat oor jou pad kom vir God se woord. Mag ons alles toets wat ons hoor en nooit op 'n plek arriveer waar ons sommer dadelik die baba by die badwater uitgooi voordat ons self gaan moeite doen het om seker te maak of daar nie dalk waarheid bestaan in daardie woorde of daardie argument. Of dan die waarheid bestaan buite my eie klein boksie wat ek vir myself toegebind het en verseël het nie. Mag ons hoor en luister, hoor en luister, en nie teenargumente skep terwyl iemand anders praat nie. Kom ons pluk ons eie stertvere vandag en buig voor die Here met die me, myself en I en verootmoedig onsself voor die Here. Want hy sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Mag die Here jou vandag op 'n kosbare manier seën. Hierdie woord sê, create in me a pure heart, oh Lord, and renew the right spirit within me. Create in me a pure heart, oh Lord, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Create in me a pure heart, oh Lord, and renew the right spirit
and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Create in me a pure heart, oh